Jare gelede het ek 'n boek op 'n winkelrak gesien en die titel was iets soos Alles is oukei, al is alles nie oukei nie. Dit laat my dink aan Paulus wat sê, ons moet in alle omstandighede iets vind om voor dankbaar te wees. Gaan lees dit maar in 1 Tessalonisense 5 vers 18. Maar kom ons dink 'n oomblik aan die verhaal van Josef in die Ou Testament. Josef was sy pa se lieflingseun. Hy's gereeld voorgetrek bo die ander kinders en sy pa maak toe sommer vir hom, kom ons noem dit 'n Technicolor Dreamcoat, terwyl sy broers in die woestyn moet skape oppas. Josef droom hoe dat sy pa en sy ma en sy broers voor hom kom buig. Kan jy jou dit indink? Ja, Josef leef met sy kop in die wolke, maar die volgende oomblik verskeur sy broers sy mooi klere en hulle smyt hom in 'n diep droë put. Ek wonder of hy daar onder in die put ook vir homself gesê het, alles is oukei man, alles nie nou oukei nie, dit is oukei. En net toe hy dink alles is wel oukei, toe sy broers hom weer uit die put uithaal, toe verkoop hulle hom aan vreemdelinge. En daar in die vreemde land vind hy weer baie om voor dankbaar te wees. Hy bekleed toe sommer gou 'n hoë pos, as 'n slaaf, maar 'n hoë pos. En net toe hy dink, nou is alles weer in my lewe oukei, toe word hy weer in 'n tronk gesmyt, en nogal onskuldig. Maar ons ken Josef se verhaal. Ons weet, hy het uiteindelik die onderkoning van Egipte geword. So, waar bevind jy jou in die lewe op hierdie oomblik? Is jy die blue-eyed boy in jou gesin? Of sit jy onder in 'n donker droë put? Is jy 'n gevangene of is jy onderkoning van 'n land? Is alles oukei in jou lewe of is alles 'n ramp? Kry jy dit reg om te sê alles is oukei, al is alles nie oukei nie? Kan jy eerlik sê, jy is dankbaar vir wat jy het, al het jy min? Is alles oukei, al is jou kind sterwend? Is alles oukei, al is jy ongelukkig getroud? Is alles oukei, al verloor jy jou werk, al draai jou vriende hulle rug op jou, al stoot jou familie jou een kant toe, al word jy valslik van allerlei dinge beskuldig, is alles nog oukei? 'n Dominee vertel eendag van die skatryk boer wat 'n lidmaat van sy gemeente was. Nou, die boer was altyd tog so dankbaar vir God se goedheid, maar dit het ook altyd goed gegaan met die boerdery. En hy het altyd in sy gebede vir God dankie gesê vir alle goeie dinge wat met hom gebeur, maar toe op 'n dag, toe brand die boer se skure af, net toe sy oeste ingebring is. En die dominee wonder toe, ek wonder waaroor gaan hierdie boer vandag dankie sê. En toe bid die boer, dankie Hemelse Vader, dat elke dag nie soos vandag is nie. Want jy sien, om geseënd te wees, beteken nie noodwendig dat jy miljoene in jou bankrekening moet hê nie. Want dan beteken dit dat dwelmhandelaars geseënd kan wees en hulle kan sê, die Here seën vir my uit my sokkies uit. Dit beteken dat mensehandelaars geseënd is. Dit beteken dat diewe en skelm sakemense, dat hulle kan glo hulle is geseënd. Want om geseënd te wees beteken ook nie dat jy altyd gesond moet wees nie. Want dit impliseer weer dat siek mense kan dink, God het hulle nie meer lief nie, hulle is nie meer geseënd nie. Dit impliseer dat siekes nie altyd van God se teenwoordigheid bewus kan wees nie. So om te sê alles is oukei, al is alles nie oukei nie, is om soos Habakuk te kan sê, al sou die vrye boom nie bot nie, nogtans sal ek in die Here jubel, want hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë, gevaarlike, onaangename plekke, laat hy my veilig loop. Of, soos Dawid wat sê, al gaan ek deur die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Here, om diep in my donker put, om in 'n tronk, om verwerp deur geliefdes, om op 'n sterfbed, om met leë koskaste te sê, alles is oukei, is glad nie vir my maklik nie. Maar dankie dat ek dit maar vandag wel kan sê, want U is saam met my in die donker put, saam met my op my siekbed, en U gaan my weer uithaal. Amen. Dankie weer eens vir die saamluister,
Mag die Here julle ryklik seën vandag.